klein dorpie groot stories. Basie se prop, Gert se pyp en tant Anna se pruik. In Smousfontein, daardie idilliese stukkie platteland waar nuus vinniger versprei as 'n veldbrand en elke inwoner 'n karakter op sy eie is, was daar een man wat die dorp se storiekrag aangedryf het soos geen ander nie. Basie Botha. Basie met sy olierige hare en glimlag wat net te breed was, teen 'n handigheid om altyd die maklike uitweg te vind, was bekend as die meester van skelmplanne. Waar ander mense die reëls gehoorsaam het, het Basie dit gesien as riglyne en redelike swak riglyne volgens hom. Smousfontein het 'n gemeenskap gehad wat jy nie sommer in 'n stad sou kry nie. Daar was Gert wat altyd sy hand opgesteek het as daar 'n ongevraagde opinie benodig was. Sy vrou Betsy was die toonbeeld van lankmoedigheid en het met een kyk genoeg gesê om 'n man stil te maak. En dan Auntie Anna, die eksentrieke enigste Engelse dame op die dorp, wat met haar onberispelike aksent en 'n keurige bol hare altyd ontken, het sy dra 'n pruik. Auntie Anna het met haar wit poedel Winston, wat altyd 'n persstrikkie gedra het, oral in die dorp rondgeloop neus in die lug. Haar Engelse maniere en effense geheimsinnigheid het haar 'n buitengewone, maar geliefde figuur gemaak. Basie se skelmkraan was een van sy grootste meesterstukke. Weggesteek agter sy winkel vir uitsig het hierdie kraan hom voorsien van 'n konstante toevoer van munisipale water heeltemal gratis. Terwyl ander mense gekla het oor swak waterdruk en hoë rekeninge, het Basie die ekstra liters gebruik om sy geheime projekte te dryf. Sy nuutste obsessie: vrugtesap met skop. Hy het planne gehad om dit aan die dorp te verkoop en bemark as Basie se beste vrugtesap met karakter. Op 'n helder Saterdagoggend, toe die lug blou was en die wêreld vol belofte gelyk het, het Gert besluit dat hy moeg was vir die dorp se swak waterdruk. Gewapen met sy geroeste moersleutel en 'n ego wat selfs groter was as Kimberley se gat, het hy na die hoofwaterpyp agter in sy erf gemarseer. Gert het homself gesien as 'n meesterbrein wat dinge beter kon doen as die munisipale ingenieurs, danksy al die huisgenoot doen dit self rubrieke wat hy al gelees het. Voor ons verder gaan, subscribe vir meer stories en deel met jou vriende. Met sy gewone bravade het Gert aan die pyp begin peter sonder om die stopkraan toe te draai. Wat daarop gevolg het, was niks minder as 'n ramp van epidermiese proporsie. 'n Stroom van water het met onstuitbare krag uitgeskiet en geriet teruggeslaan in sy eie blombedding in. Die straal het oor die heining geslaan en tant Anna, wat nuuskierig oor die heining staan en loer het, se keurige hare getref, wat met 'n dramatiese draai van haar kop afgegly het. Die pruik wat sy altyd met groot ywer ontken het soos 'n leë papiersak in die lug gewaai en op Gert se modderige gesig beland. Winston, geskok deur die skielike nat stroom, het agteruit gespring en met 'n kwaai jank sy verontwaardiging bekend gemaak. Tant Anna, met 'n gesig so rooi soos haar lipstifie, het op 'n onverklaarbare manier oor die heining gekom en haar pruik soos blits van Gert se gesig afgepluk en net so na terug op haar kop gesit en met haar ken in die lug gestaan asof niks gebeur het nie. Die hele toneel was so tipies Smousfontein. Absolute chaos met 'n genoeg komiese drama om 'n boek te skryf. Intussen het die water 'n dammetjie om Gert begin vorm en Betsy, wat die hele tyd met haar arms gevou op die stoep gestaan het, 'n diep sug gegee. Sonder 'n woord het sy die dorp se betroubaarste loodgieter, Pieter, geskakel. Pieter, altyd gereed met sy blou oorpak en sy droë, maar vlamskerp emosie, het vinnig opgedaag. Hy het die situasie met ervare oë beoordeel en dadelik die fout opgespoor. Die oop stopkraan. Hy het Gert duidelik laat verstaan dat hy nie die skerpste potlood in die pakkie is nie, maar 'n mampara wat liewer sy gereedskap moet wegsmyt. Terwyl hy die pyp verder ondersoek, het hy op iets vreemds afgekom. Met 'n half verbaasde glimlag het hy 'n bottelprop uit die pyp gehaal. "Hier's die probleem," het hy gemompel,
en dit in die lug gehou vir almal om te sien. Almal het kop gekrap oor hoe die gedoente in die pyp beland het. Basie, wat vanuit sy winkelvenster geloer het, het geweet presies hoe dit daar beland het. Die prop was sy selfgemaakte eenrigting klep om te keer dat die munisipale waterdruk die verkeerde rigting inslaan en hy het nooit gedink iemand sou dit ontdek nie. Met die drama en Gert wat nou die dorp se nuutste bron van skinder was niemand bewus van Basie se skelmkraan nie. Soos die dorp se inwoners weer hul gewone roetines hervat het Smousfontein sy rustigheid herwin. Gert was die storie van die dag by die kafee en tant Anna het haar poedel se stryk herposisioneer asof niks gebeur het nie. Basie het met 'n skelm glimlag en 'n glas van sy nuutste sapmengsel in die hand tevrede na sy kraan gekyk. Die dorp mag dalk gegons het oor Gert, maar Basie het geweet die ware meester van water was hy. In Smousfontein, soos altyd, het Basie weer daarin geslaag om een stap voor te bly.